Welkom terug by die Groot Ontbyt. Die afgelope paar weke het ons die Jong Nuusleser 2025 kompetisie op die Groot Ontbyt gehad, maar mens kan nie sulke goed doen sonder mense wat vennootskappe met jou stig nie. En daarom is ons baie dankbaar dat PNA ook deel was van hierdie kompetisie. Ons gesels vanmôre met PNA se senior uitvoerende beampte en van produkte en bemarking, sowel as hulle advertensie en promosiebestuurder. En ons praat oor PNA se produkte, maar ook PNA wat hulle doen in die gemeenskap en hoe hulle uitreik om 'n verskil te maak. Goeiemôre Herman en Antoinette. Goeiemôre Pierre en Jennifer. Het is lekker om julle by ons te hê. Welkom, welkom. Antoinette, ons begin by jou. PNA het nou betrokke geraak hierby, maar wat het julle geïnspireer om by die Jong Nuusleser kompetisie betrokke te raak? Maar Pierre, eers wil ek vir julle baie dankie sê dat ons hier kan wees vandag. Dit is vir ons 'n groot eer. Die inspirasie het gekom van jong mense. Ons hou daarvan om in jong mense in te ploeg. Ons is 'n gemeenskaps company wat jy weet, mense daarvan hou. Ons is 'n familiegroep. Ons is baie sterk in ons familiewaardes. En net daardeur hou ons daarvan om te sien wat die potensiaal van jong mense is en hoe ons dit net verder en verder kan bevorder en om met kreatiwiteit in die jong nuuslesers te gesien het, dit was net so cute en oulik geweest. So, dit is definitief 'n inspirasie vir ons. En maar hoekom inspireer jong talent julle? Wat wil julle met jong talent? Ons wil dit bevorder en ons wil kyk wat die potensiaal is wat die kinders kan doen. Baie keer dan sal mense dink, jy weet, miskien is dit nie vir my nie, of maar dis om drome wakker te maak. Die jong mense is vandag se denkers en môre se leiers. So dit is net om daai vlam in hulle wakker te maak en vir hulle te sê, hier is jou potensiaal. Herman, Antoinette het nou daai kreatiwiteit genoem ook en PNA is bekend vir julle kreatiwiteit, hoe julle die onderwys ook ondersteun. Hoe pas hierdie projek in by al daai? Kyk, PNA hou van wen. En ons glo ook in wenners en dis hoekom ons betrokke geraak het by die projek. So weer eens aansluit by Antoinette, dankie vir die geleentheid. En dit is vir ons altyd so lekker om te sien dat ons produkte in ons winkels doen om mense se kreatiwiteit en drome uit te leef, veral die jong jeug en hoe hulle kreatiwiteit uitleef. Selfs ek en Pierre kan kreatief wees in ons besigheid. Ek is gewoond om stokmannetjies te teken. Ek het daarom nou 'n stokmannetjie met hare teken. So ja, ek dink ons vorder. Stokmannetjie met 4 vingers. Ja, so ons So ja, dit is ons bevorder dit en glo met daai leef ons elkeen se kreatiwiteit en drome uit en eventueel hulle drome en kreatiwiteit 'n waarheid te maak en waartoe hulle gaan. Antoinette, buite nou hierdie inisiatief, natuurlik baie dankie vir die feit dat julle ook 'n geskenkpak vir die wenner gaan gee vandag. Dis wonderlik van julle. Watter ander inisiatiewe het julle om in die gemeenskap uit te reik en om kinders te help en om nie net kinders nie, maar mense oor die algemeen te help? Wel Pierre, ons is betrokke by verskeie gemeenskapsprojekte. Ons het baie wat ons van ons eie kant af as PNA doen. Ons het die PNA Battle of the Gees wat ons by die skole betrokke is. Ons daag die skoolkinders uit om hulle skoolkrete vir ons te stuur met hulle eie soos 'n DIY plakker te versier en dit as 'n inskrywing te gebruik. Dan vir die ouer kinders het ons meer studente of tot by 30 jaar oud sal ek sê. Ek weet nie of dit meer kinders is nie. Maar dit is 'n Young Designers kompetisie van 'n Create to Make It. So hulle sit hulle ontwerpe, hulle skryf so in en dan word daar wenner gekies en dit is hoe jy jou loopbaan begin. Dis 'n nuwe stap na jou loopbaan toe. En dan het ons is betrokke by die skole se rugby waar ons by die Noordvaal rugbyfees is. As ook ons was by Willie Leroux se rugbyfees gewees aan die begin van die jaar. En dan natuurlik is dit ons 4de keer wat ons jaarlikse Funky Socks Day doen. Daar's 'n welsynspreek, ons praat nou weer. Ek lees dit al heel môre vir die mense. Ek wil net te veel sê van dit nie, laat ons bietjie. Heeltyd bespreek van die mense van julle welsynswerk. Dis wonderlik om te hoor. Herman, die PNA produkte in die winkels op hierdie stadium, wat's iets niets waaroor 'n mens kan opgewonde raak? Daar's altyd iets niets in ons winkels. Ons franchisees is so ingestel op nuuthede en nuwe produkte. Daar's gereeld iets niets daarso. Dit is baie lekker om julle te gesels môre. Dankie vir die werk wat julle doen. Dit is mooi om te sien, is kreatiwiteit, dis stimulering van die toekoms en potensiaal. En dis maar wat skryfbehoeftes doen, hè. Dis om jou brein te ontwikkel, om daai drome waar te maak en kreatiwiteit wakker te maak. Dankie vir julle tyd en moeite vanmôre. En dankie vir die bydrae wat PNA gemaak het tot hierdie kompetisie. Baie dankie vir die geleentheid, ja. Nou ja, daai het julle. Dis Herman en Antoinette van PNA. Vir meer inligting, besoek gerus pna.co.za. Nou ja, soos Antoinette gesê het, maak 'n verskil met PNA se Funky Socks Day. Dis 12 September. Jy moet nou al begin beplan. 1 paar sokkies, 1 plakker, 4 liefdadigheidsorganisasies. Breadline Africa, Choc, Rally to Read en Matla Abana. Kry jou PNA Funky Socks stickertjie, jou
Funky Socks Day plakker vanaf die 18de Julie in P&A winkels in Suid-Afrika en Namibië. Dis net R10 of 10 Namibiese dollar. Bly net daar waar jy is hier na die advertentiebreek. Dan's Jennifer op die nuus, maar belangriker as Jennifer op die nuus is ons jong nuusleser wat ook so aan die einde van die nuusberig gaan oorvat by haar.